kom. Toe ek nou na die lied luister, It is well with my soul. Toe link het my met die tema van vandag. Die vreugde van die Here is my beskutting. Ons sê mos, the joy of the Lord is my strength. Nou baie keer kyk ons na medegelowiges, ons kyk na anders, en dan gaan hulle dalk deur moeilike tye en deur dinge, en dan sal ons hoor hulle verklaar, the joy of the Lord is my strength, met soveel positiwiteit, met soveel bravade, en met soveel, ek weet, dit is wat die Here vir my beteken. En in my lewe het ek al met 'n paar sterk vroue teëgekom, en in my familie gehad, wat in tye van benoudheid kon sê, it is well with my soul. Ek het al met Tannie Sunny ook gepraat en haar getuienis gehoor en ek weet hoe sy ook in tye van nood en moeilikheid en van dood kon sê, it is well with my soul. Nou vir die wat weet, ek het al baie keer gepraat van my ouma en ek dink, ek sal maar van haar praat, totdat ek die dag my hoof neerlê. Nou sy het in 4 jaar 3 kinders aan die dood afgestaan. Van 1984 my pa tot 1988 sy ander broer, en al 3 was in die vleuer van hulle lewe in motorongelukke gesterf. En toe ek my verstand kom kry, toe sê sy, it is well with my soul. Toe ek my verstand kom kry, toe dien sy die Here. Ons het nou die 5de September, het ons 'n tannie Rita van Soebatsfontein. Nou sy het, net soos hierdie digter, het sy haar kinders op 1 dag verloor, 3 kinders in 1 motorongeluk. Hulle was op pad na die Cape Agnes toe iewers vanaf gery, en iemand bel haar en vra, is jou kinders vanoggend op die N2 gery op pad Kaap toe? Ja, hulle was in 'n ongeluk. Toe sy daar kom, toe's al 3 oorlede. En die tannie het al op 5-jarige ouderdom haar hart vir die Here gegee. En dan vra ek, Here, wat het ek gedoen om dit te verdien? Ons vra so, né? Wat op 'n dag toe kom sy, en sy sê, daar's 'n dag wat die Here haar aangeraak het, en toe besef sy, the joy of the Lord is my strength. Daai dag toe die Here haar aanraak, toe mense na haar en haar man toe kom, en kom simpatiseer, en die pad met hulle stap, toe sê sy, maar die Here het 'n tipe vrede in my binneste geplaas, wat geen mens vir my kan gee nie. Nou dis net die Here dierbaar is. Nou wanneer ons van hierdie vreugde hoor, dan sê ek vir myself, I want to have more. Ek wil van dit hê. Here, as U nog net 'n bietjie aan my uitgestort het, I want more. Here, openbaar U vreugde aan my, want jy sien, die vreugde van die Here is nie vlietend nie. Wanneer jy die vreugde van die Here het, dan is dit 'n diepe joy, 'n serious joy. Dis 'n ernstige vreugde wat jy het. Dis nie 'n fleeting happiness nie. Ons kyk baie keer en dat mense miskien geld en hulle het geluk en hulle het alles wat die wêreld vir hulle kan gee, maar daar ontbreek joy. Want dit wat die wêreld bied is fleeting. It passes, dit gaan verby. Dit het nie ewigheidswaarde nie, maar die wat die vreugde van die Here ontdek het, kry ewige joy, serious joy. Nou 2 weke gelede het ons gepraat oor die vrede van die Here, die vrees van die Here. En ek kom tot die besef, en dis het my gelei het na vanoggend se woord toe. Wanneer ons die vrees van die Here besef, en ons ontdek die vrees van die Here, want die woord van die Here sê, hy wat die vrees van die Here ontdek het, het 'n skat ontdek. So wanneer ek ontdek hoe kosbaar en so waardevol en hooggeag die Here is, en ek submit myself aan sy lordship, dan het ek die vrees van die Here ontdek, en dan het ek 'n skat ontdek. Nou wanneer ek daardie skat ontdek het, jy weet, wanneer jy 'n skat ontdek het, hoe laat voel dit jou? Happy, vreugde, né? Dit voel ek het iets gekry wat sin maak, iets wat of value vir my is. En dit het my gebring by Nehemia 8, waar ons gaan praat oor the joy of the Lord. Nou ek het vir die span daar agter gegee, Nehemia 8, kom ons kyk gou die skrif net hier, Nehemia 8, vanaf vers 1 tot 4, yes, en dan vanaf vers 10 tot 11. Nou, net so 'n bietjie agtergrond, dit gaan oor die mure van Jerusalem wat herbou was. Nou, ons almal weet mos nou, toe die mure herbou was, daar was groot uitdagings, maar hulle het dit gedoen. Daar was teenkanting, maar hulle het dit gedoen. Hulle het ander verpligtinge gehad, maar hulle het dit gedoen. En weet u, die miracle van daardie muur was, dit was binne 52 dae voltooi. Wat 'n miracle was. Limited resources,
teenkanting. Die Here het enige man gebruik wat oortuig was dat hy sy hand in die troffel moet steek, en hulle het sommer van hulle huise af begin bou. Daar waar die ou was, het hulle sommer, die woord van die Here sê so, hulle het sommer net so begin bou, as jy hier bly, dan begin bou ek hier 'n muur, en my muur link met joune, en so die muur gelink, en die muur het gelink, en later was die muur rondom die stad. En na die 52 dae, wat die Here aan hulle grace bedien het om hierdie muur binne 52 dae te kan voltooi. 5 dae later het die hele volk soos een man bymekaar gekom in Jerusalem, soos die wet hulle beveel het, om 'n spesiale Sabbat vir die Here te vier. Toe vra die volk vir Esra om vir hulle uit die wet van Moses te lees. Hy doen dit die dag omtrent 6 uur lank, van ligdag af tot in die middel van die dag, met 'n uitvoerige uitleg waarvan deur 'n span priesters wat hom help. Dit wat ek lees gaan dalk anders klink as daar, dis so 'n bietjie van 'n studie vertaling ook. Die hele volk het met gespitste ore geluister. Soos picture is so dat hulle 52 dae hard gewerk. Die Here het sy hand geopenbaar. Hulle was moeg, maar hulle was happy, hulle was content. En hier kom Esra en Nehemia en hulle lees nou die wet van Moses vir die volk voor. Hulle was letterlik staan daar in die woord, die ore van die hele volk was op die boekrol, die wet. So graag wou hulle die woord van die Here verstaan. Nou weer eens, hy wat die vrees van die Here ontdek, hy ontdek 'n skat. So hulle wou so graag net die woord van die Here ontstaan. Die Here het al sy miracles gewys, die Here het gewys hoe sy hand werk, but they wanted to know more. Die aanhoor van die wet van Moses se eise en voorskrifte het die volk egter hartseer gestem, omdat hulle op soveel wyse daaraan ongehoorsaam was. Maar, so nou picture ons dit. Die Here het gewerk en almal het dit gesien. Jy het 'n getuienis. Iemand sê vir jou, ja, die Here het jou genees. Iemand sê vir jou, ja, die Here het vir jou nuwe werk gegee. Iemand sê vir jou, ja, die Here het vir jou deurgekom. Ek sien hoe dit met jou goed gaan. En na die werk, nou sit ek. Okay, die Here het gewerk, ons het gevra, ons wil die muur voltooi, die Here het gedoen en die Here het gewerk. Nou sit ek, nou kom die godly counsel. Nou kom Nehemia en Esra en hulle sê, kom ons lees 'n bietjie in die woord op 'n Sabbatdag, die 5de dag na dit wat ons voltooi het. Nou sê ons weet die Here sê ons moet 'n Sabbatdag hê. So kom ons gebruik hierdie dag en ons delf 'n bietjie dieper in die woord van die Here. Immers, hy het dit vir ons gedoen, hy het hierdie miracle in 52 dae laat doen. Weet jy wat gebeur toe? Toe die volk bietjie dieper in die woord gaan, toe berou hulle. Toe besef hulle sonde. Toe besef hulle hoe ongehoorsaam hulle was. Toe ontdek hulle die vrees van die Here. Hulle ontdek die vrees van die Here en hulle is in sak en as, nee. Nou kyk ons die prentjie. Buite lyk dit pragtig. Die Here het gedoen, ek het my werk gekry, ek het die kar gekry waarvoor ek gebid het, ek het die genesing gekry waarvoor ek gebid het, ek het gevra die Here moet my kinders seën, alles daai die Here gedoen. Nou sit ek en ek bepeins die woord en ek kom agter die Here. I'm dirty. Ek het sonde. Ek het nie vir u gegee wat u moet kry nie. You are not on top of my priority list. Ek het dit gemis, Here. Ek het gedink toe u hand openbaar, dit is die seëning en dit is die salwing en dit wys u guns is op my, Here, but yet I still missed it. Want het ek hier gesit en die woord bepeins nie, sou ek agtergekom het dat ek nog steeds nie die volle skat ontdek het nie. Alles lyk goed, but I'm missing it. En die volk, hulle raak hartseer. Hulle begin te huil. Hulle besef hulle was ongehoorsaam. Maar Nehemia, ek glo hy was 'n wyse man. Ek glo hy was gelei deur die Here. Nehemia sê vir hulle, stop die huilery baie gou. En hy moedig die volk aan om eerder hul verbintenis aan God met blydskap te vier en ook die feeslikheid te deel met die wat niks voorberei het nie. Nehemia sê vir hulle, moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. The joy of the Lord is my strength. Wanneer ek die Here ontdek het in sy volle essensie, buiten wat hy vir my kan doen, hy kan binne 52 mure daar 'n muur opsit wat by mens onmoontlik was, buiten dit wat sy hand kan doen. Toe ek ontdek wie hy is, toe ontdek ek die vreugde van die Here. The joy of the Lord is my strength. En ek dink aan my ouma wat hierdie kinders verloor het en ek het altyd, toe
ek my kinders se ouderdom was en ek kyk my ouma en ek dink ek kan nie verstaan nie, hoekom dien sy die Here so getrou? Dis wat ek gedink het, want sy was gelowig, toe vat die Here haar kinders in motorongelukke. Sy het mos ook gebid vir hulle salvation, sy het gebid vir hulle redding, sy het gebid dat hulle groot moet word en sy moet hulle kan sien oud word, maar dit was nie vir haar beskore nie. Maar vandag verstaan ek, the joy of the Lord was a strength up until she lay down her head. So, hierdie volk het toe besef, dis net God se goedheid en genade wat ons van die wêreld af sal bring, wat ons van die wêreld af sal skei. Nou vra ek, hoe vind ek daardie vreugde, Here? Hoe vind ek dit? Die mense praat daarvan, hulle sê die Here is vir hulle so goed, maar hoe weet ek? Hoe weet ek dat ek die vreugde van die Here ontdek het? Wel, eerstens weet ons, die vreugde van die Here wat jy ontdek, ek glo dit lei op die vrees. Die vrees is nie 'n verlammende skuld nie. Die vrees dat lê jy net daar, maar die vrees behoort jou excited te maak om te ontdek wat die Here vir jou het. Die vrees van die Here lei nie tot verlammende skuld nie, maar vreugdevolle herstel. Nou kom ons kyk, hoe vind ek die vreugde van die Here? Soek sy woord. Nehemia het gegaan en hy die woord oopgebreek vir hulle. In die woord sal daar vertroosting wees. In die woord sal daar leiding wees. In die woord gaan jy Jesus Christus ontdek. En jy weet, ek is seker, elkeen van ons, soos ons al hier sit, het hulle ontmoeting met die Heilige Gees gehad. Jy kan dit nie in woorde omskryf nie. Ek het een keer, toe ek so pas bekeer en ek begin 'n boek lees, en is 'n geestelike boek, en ek sê vir die Here, Here, ek wil net hê, U moet met my in openbaar, of die boek geïnspireer is deur U. En ek bid, en toe ek so op die 5de blad kom, toe kry ek net so 'n heerlikheid wat oor my kom. En ek ervaar die Gees van die Here met sy vrede en vreugde wat sê, ek kan verder lees. So soek sy woord, soek sy aangesig om sy vreugde te ontdek. Dierbares, ons moet ook leef in gehoorsaamheid. Daai volk moes toe onmiddellik besef, hulle weet hulle sonde, en ek glo die antwoord vir dit was aanbidding. Want ons lees verder, dat Nehemia vir hulle gesê het, hulle moet hulle kos en hulle goeders deel met die wat nie het nie, and they must sing a song to the Lord, as ons verder lees. So hulle het in aanbidding oorgegaan, hulle het in gehoorsaamheid oorgegaan in aanbidding. Laat die berou lei tot herstel. Vier God se goedheid, en verbly jou in die Here. Filippense, verbly julle in die Here, altyd verbly julle in die Here. Kom ons kyk gou wat sou gebeur as die volk nie die godly counsel gevat het van Nehemia en Esra nie. Nou kom ons, want hier sou twee uiteenlopende gevalle. Die volk van Israel het in hierdie verhaal hulle sonde besef. Hulle het die vrees van die Here ontdek, en dit het gelei tot vreugde, na hulle die godly counsel gekry het. Nou kyk ons na die dames wat ek van gepraat het, wat byvoorbeeld hierdie teenstand en die trauma in hulle lewe gekry het, die tannies wat hulle kinders verloor het, en hulle kon daar stil staan en sê, Job, die Here het van my geneem, en ek is herstel, en Job was geherstel, so daar is hierdie een kant, daar is trauma, en die ander kant is jy ontdek jou sonde besef, maar jy bly daar. Imagine, in hierdie twee uiterste gevalle, dat die mense daar gebly het. Wat sou gebeur? Nommer 1, as ek die vrees van die Here ontdek, en ek reageer nie, 'n voortgesette skuldgevoel. En jy weet hoe werk die vyand? Die vyand werk altyd hier. Het jy al gesien, as jy dalk opstaan in die oggend, en het miskien nog nie met die Here gepraat nie, of dalk nie net 'n woord gelees nie, hy wil vir jou depres maak. Daar's soveel van ons mense wat met depressie rondloop, en daar's verskillende oorsake van dit, maar een van dit is wel, dat die vyand speel met jou brein, hy speel met jou mind, en hy bring vir jou skuldgevoel. Jy verskuldig oor goed wat jy al lank vergifnis voor gevra het, maar omdat jy nie die vreugde van die Here ontdek het nie, hond dit jou. You must release it. Die Here sê jy moet dit release, want hy wil vir jou joy herstel. Verlies van identiteit.
Israel se volk, nadat hulle gehoorsaam gewees het, het onmiddellik besef wie en wat hulle in Christus is. Onmiddellik kon hulle gryp dit wat Jesus nog steeds vir hulle uitgesit het. En jy weet, die oulikste van alles was, hierdie mure wat hulle binne 52 dae gebou het, die Here het al lankal voor hy 52 dae geweet, hy gee dit vir hulle. Dis so mooi van die Here. Nou bid ons en ons vra vir die Here om te werk in ons lewe en ons vra iets spesifiek. As dit in die Here se wil is vir jou, dan het hy dit al vir jou uitgesit. Kom ons kyk gou nou, ek spring gou vinnig na Paulus en Silas toe. Toe hulle begin aanbid in die tronk en die tronkdeure oopgaan en die hofdienaar kom tot bekering en alles, die Here het geweet hy gaan die tronkdeure vir hulle oopmaak. Maar hulle moes in hulle omstandighede eers die vreugde van die Here ontdek en hulle moes hom aanbid. Dit lei tot redding en verheerliking van sy naam en redding van siele en die Here werk op dit. Jy sien die rol wat ons ook te speel het in dit alles. Die Here het ons nie nodig nie, maar hy wil ons gebruik. Hy het ons nie nodig nie, but he wants to work together. En dis die wonder van dit alles. So, verlies van identiteit as die volk nie sou besef dat hulle in Christus is nie. Die dames wat hulle kinders verloor het, sou gesê het, Here, ek is verlate. Here, wat moet ek in 'n kerk vir mense gaan sê, ek het al my kinders verloor. Maar toe hulle besef wie en wat hulle in Christus is, toe staan hulle op en sê, ek het iets om te deel met die wêreld. Ek het rede om te vertel hoe goed die Here vir my is en dat ander tot redding kan kom. As Israel nou nie ontdek het die vreugde van die Here nie, dink toe aan daai muur, en dan kry sommer die gedagte, it's all gold. Hoe sê hulle mos, nee, ek gaan nou iets sê, maar dit gaan nou nie pas nie, maar hulle sê mos, hoe sê hulle die ligte is aan, maar as niemand tuis nie. Dan sê jy, it's all gold, maar daar binne-in gaan niks aan nie. So hulle sou hierdie fancy muur gehad het om die stad, but they would have been empty. Die Here het die werk gedoen, hy het die muur gebou, but they would have been empty, as hulle nie tot die realization gekom het, dat Jesus Christus hulle vreugde ook wil herstel nie. 'n laaste punt, as hierdie mense, die voorbeelde waarvan praat, nie sou die vreugde van die Here aangryp nie, sou hulle swak en moedeloos gewees het. Sonder vreugde sou hulle nie die krag gehad het om vol te hou met die herbou en herstel van hulle gemeenskapie. So sien, die werk was groter as net die mure. Fisies het die Here hulle die krag gegee, die Here het hulle die guns gegee, hulle kon hierdie fisiese werk vermag, maar die community sou uitgemis het. Hulle sou uitgemis het. Mense wie se lewens hulle kon aanraak sou uitgemis het, want hulle het nie die vreugde van die Here ontdek en hulle identiteit in Christus ontdek nie. So, elkeen van ons wat hier sit, het iets. Die Here wil dit gebruik. Hy wil dit gebruik. Maar ek moet seker maak, ek kan sê seker nie, maar ek moet op die punt kom waar ek sê, Here, I surrender it all. Vrees vir iets anders gee ek vir U. Ek vat vreugde in my salvation. Want toe kan die volk van Israel ook sê, die vreugde is in die salvation. Die vreugde is in die redding van my siel. En weet jy tot wat lei dit? Dit lei tot herlewing. As elkeen van ons hier sit en ons weet wat die Here vir jou kom doen het, en ons gaan uit en ons praat daaroor en ons vertrou die Here om ons te lei en ons leef dit net uit. Nie almal van ons is praters nie, ons hoef nie 'n mic in ons hand te hê nie, maar as jy van jou salvation kan getuig, dink net hoeveel siele jy gaan aanraak wat jy nie eens van weet nie. Imagine jy kom in die hemel eendag en iemand sê ek is hier omdat jy my vertel het van die Here. Ek is hier omdat jou lewe gespreek het van iemand wat groter is as ons. Ek is hier omdat ek gesien het hoe jy God uitleef. Nou sien die werk is groter as die fisiese. Jy sal nie weet wat die effek jy het wanneer jy begin nie. Die Here is getrou. Dit lei tot herlewing. En hier wil ek kom by Paulus en Silas en wie ek nou net geraak het. Ons weet Paulus en Silas, hulle was in die tronk, hulle het gebid tot die Here, en toe die mure, toe die tronk, toe daar aardbewing gekom, en die selle het oopgegaan, en hulle is vrygelaat. En op daai stadium, het die dies wat daar was gewonder, wat gaan aan? Ek dink hulle het al gewonder, wat gaan aan, toe die volk in die middernag begin lofliedere sing.
Nou lyk dit die wêreld val om jou heen, alles val plat, maar jy sing 'n loflied tot eer van die Here. En ek weet ons is nou as kerk ook besig met aanbidding en ons kyk na ware aanbidding en tipes van aanbidding. Hierdie volk het net begin aanbid. Never mind die slotte wat hier om hulle vas was, never mind omdat hulle verkeerdelik toegesluit was. Die volk het sonder om te kla gebid en gesing en die vreugde van die Here het hulle beskerm. En dis die tema van vandag, die vreugde van die Here is my beskutting. The joy of the Lord is my strength. Daardie aanbidding wat Paulus en Silas toegepas het, het op die ouend van die dag hulle beskerming gewees. God het ingegryp. God het die fondamente van die aarde geskit. Die tronkdeure is oopgemaak. En die boeie om hulle hande was losgemaak. So vanmôre wil ek sê, put on your garment of praise. Loof die Here uit jou situasie uit. Loof die Here daar waar jy hom ontdek. So moenie net daar kom by Here, hier is my skuld besef. Ek sien dit nou en nou gaan ek in my hoekie sit. Ja, ek is nou somber, ek is nou onder die juk of ek probeer uitkom. Jy het vreugde in die Here because the joy of the Lord is your strength. Praise your way out of whatever seems impossible for you. Want die Here sê nie net dis vir jou salvation nie, dis nie net vir jou redding nie, maar dis vir jou vooruitgang, dis vir jou nageslag, dis vir die mense rondom jou. En ek meen as ons dink wat die Here vir ons doen, dan kan ons nie stil sit nie, nê? Ons moet die Here loof en ons moet hom prys. Put on your garment of praise. Nou Paulus en Silas se getuienis, dit wat hulle gespreek het in die tronk, het die ander gevangenes geluister en die tronkbewaarder en sy gesin, sê die woord van die Here, het tot geloof gekom. So dit was nie net oor Paulus en Silas nie. Baie keer as ek so in my situasie, Here met my gaan dit nou nie, Here hier by my nie, maar die Here wil hê jy moet daar uitkom en jy moet hom prys sodat die mense rondom jou ook tot redding kan kom, sodat die mense rondom jou kan sien hoe goed hy is. Aanbidding, dierbares, verander fokus. Fokus van Here, kyk ek het nie, fokus van Here, ek kan nie, fokus Here van my mandjie is leeg. Dit verander alles na Jesus Christus toe. En dis waar dit gaan, dis waar dit moet gaan, Jesus Christus. Ek het dit verlede keer gesê, ons lewe in 'n tyd waar everything goes. You don't have to go with everything. Vat die Here aan. Fokus op die Here. En hy sal vir jou al hierdie ander dinge wys. Hy sal vir jou wys waar om te gaan. Hy sal die kettinge en die boeie van jou losmaak, soos jy hom aanbid. Aanbidding bring vryheid. Aanbidding is beskutting. En aanbidding lei tot redding. Ek mag vra, Here, is ek gered? Here, hoe weet ek my naam is in die boek van die lewe? Hoe weet ek dit? Aanbid nie die Here. Ek dink nie daar's 'n handboekbeskrywing van ietsie. Die Gees van die Here is met ons. Hy getuig saam met ons dat ons kinders van God is. Jou vrug getuig saam met jou dat jy 'n kind van die Here is. Jou karakter getuig saam met jou. Jou aanbidding getuig saam met jou. As ek saamvat, dink ek aan die volk van Israel. Die oomblik toe hulle God aanbid en die vreugde in hom begin vind, ek kan verder lees in daardie hoofstuk, het dinge geestelik vir hulle verander. Ek glo hulle tot hulle volle potensiaal gekom in Christus. Maar waar sou hulle geëindig het? Net daar by 'n mooi muur met gebreekte stukkies binne die hart. Gebreekte stukkies, daar waar mense kan sien nie, het die Here gesê, buite in hierdie fisiese muur, wil ek hierdie mure wat jy in jou hart het, dalk verbrokkel. Ek wil dit oopmaak, oopbreek, sodat ek tot jou hart kan kom. Ek wil jou dalk laat besef, ek is jou pappa, ek is jou God. Jy hoef niks te vrees nie, vind net jou vreugde in my. Ons kyk ten slotte net hierdie twee laaste gedagtes van Dawid. In Psalm 51 lees ons dat dit was Dawid se boetepsalm. Psalm 51 vers 10 sê Dawid, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Nou Dawid het hier besef sy sonde, en hy het geweet, die vreugde wat hy in die Here voorheen gehad het, het nou van hom gewyk.
En hy het gesê, Here, herstel my, ek kan nie sonder u vreugde nie. So kan jy sien hoe kosbaar daardie vreugde is, dat hy sê, Here, ek kan nie, ek wil nie, ek sal nie, I want you to touch me again, Lord, om aan my weer daardie vreugde te herstel, wat ek verloor het, toe ek my oorgegee het aan sonde. Psalm 16 vers 11 ook van Dawid, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Kom ons verklaar vandag, the joy of the Lord is my strength. Die vreugde van die Here is my beskutting. Ek sal niks vrees nie, want God is met my. Ek besef eers wie en wat hy is, ek onderwerp my aan sy gesag. En dan vind ek die vreugde, en ek leef daardie vreugde uit. Put on your garment of praise. Al lyk dit hoe rondom jou. Ons kyk na die ekonomie, en ons kyk na oorlog, en ons kyk na dinge, ons kyk na prys en alles. Dit kan ons alles mismoedig maak. Maar die Here sê, put on your garment of praise. Van jou prys sal jou beskutting wees. Jou prys sal jou beskerming wees.